Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is André Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en 'n gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. Mag die Here u seën vanoggend en mag hy ons kom ontmoet. En ek hoop u 'n voorspoedige nuwe jaar. 2025 is op sy rug. Is maar goed dat ons nie weet wat die toekoms inhou nie, nê. Maar dan sou baie van ons die kans gesien het vir die pad wat voor lê nie. Hy wat na my toe kom, moet hom in geloof en in waarheid aanbid, sê die Bybel, nê. Ons moet hom vashou vir elke treukie van die dag, elke treukie. Nou die van die wat die woord van die Here saamgebring het, gaan daar asseblief saam met my na Deuteronomium hoofstuk 8. In Deuteronomium hoofstuk 8, ons gaan daar 2 versies saam lees, en dan gaan ons paar gedagtes rondom dit deel. Deuteronomium hoofstuk 8, vir die wat nie weet nie, dis in die Ou Testament. Deuteronomium hoofstuk 8, vers 1. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet jy sorgvuldig hou, dat jy mag lewe en vermenigvuldig, en dat jy mag inkom en in die land in besit neem, wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En dan die versie wat ek wil hê, ons moet 'n bietjie oor pyns vanoggend. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Baie interessante woord. Nou, vir die van die wat jy weet nie, ek is evangelist by die Afrika Evangeliese Bond, en op hierdie stadium het hulle dit goed gedink om my die prinsipaal te maak van ons opleiding. Nou, ek weet nie wat het hulle besin om dit te doen nie, die domste enetjie gevra om dit te doen, maar wat ek gesien het met opleiding, toe ek nou daarmee betrokke geraak het, en 'n bietjie gekyk het na ons werkers in ons organisasie, gekyk het na die studente wat deurkom, het ek gesien hoe doelloos die Christene van vandag is, rigtingloos. Ek wonder of u dit ook al gesien het, in die eie geestelike lewe, as ek vir u vanoggend moet vra, wat het u bereik in 2025? Waar het u begin in Desember 2024 en waar het u geëindig in Januarie 2026? Wat sou u vir my gesê het? Waartoe is u op pad? Waarvoor vertrou u die Here? Waarvoor hou u die Here vas? Wat moet die Here vir u kom doen? Waartoe moet die Here u lei? Waartoe moet hy u vat? Want u sien, ons leef in interessante tye. As ons net terugkyk na 2025, wat in 2025 gebeur het, as ons kyk na die verkiesing, die politieke onstabiliteit wat daar so is, en hoe almal net in die rondte hardloop, leë beloftes maak, as ons gaan kyk na wat het internasionaal gebeur, seker die grootste nuus van hierdie jaar, vir ons as Christene, was seker gewees die dood van Charlie Kirk, en die onsekerheid wat daarna gevolg het. Het u rigting in die lewe? Het u rigting as 'n kind van God? Weet u waartoe u gaan, waartoe jou pad is, en wat u die Here voor moet vashou en moet vertrou? Nou in 2026 wil ek jy ons met 'n bietjie hierso gaan stil staan by hierdie woorde, en jy moet dink aan die hele pad
waarlangs die Here jou God nou jou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Nou, as ons gaan kyk na die boeke, nou met opleiding, ek het baie met boeke te doen, as ons gaan kyk na die Christen boeke wat daar so is, bestverkopers, topverkopers, boeke wat almal lees en jy sien daar is honderde van die ding verkoop of duisende van die ding verkoop, dan lees jy deur daai boek. En dan kom jy op 'n punt en sê jy vir jouself, maar jong, het voel asof ek 'n wart lemoen geëet het terwyl ek hierdie boek gelees het. Daar was geen voedingswaarde nie. Ja, dit het gepraat oor die Bybel of iets van die Bybel, maar ek kan nie agterkom dat daar so regtig waar substansie in hierdie boek was nie. Vir my geestelik het dit nie veel regtig beteken nie, so 'n bietjie oor die Bybel gepraat en miskien hier en daar ietsie verduidelik wat vir my meer lig gebring het, maar oor die algemeen is ek onversadig. Ek het nie regtig waar nut geput uit hierdie boek nie. Dit laat my dink aan iemand daar so in Amerika, een van die rooi heide, die Indiane wat tot bekering gekom het. En hy gaan na 'n diens toe en iemand vra vir hom na die diens, hoe was dit gewees? Hy sê, a lot of thunder, but little rain. Groot geraas, maar geen seën nie. Maar dan lees jy ander boeke, tydlose boeke, tydlose klassieke boeke. Kom kyk hy bid. Vriende, as jy nog nooit 'n boek oor gebed gelees het, jy moet jy hom gaan lees. Dit gaan nie so seer oor gebed nie, as wat dit gaan oor die persoon wat moet bid. Kom kyk hy bid, gaan oor John Hyde, Praying Hyde, en sy lewe, en hoe hy sy lewe aan gebed gewy het. En as jy daai boek deurgelees het, dan kan jy nie anders as om met jou knieë neer te val en die Here te begin soek nie. Wenke oor die volheidslewe. Ek wil vir jy sê, dit is een van die boeke wat die grootste geestelike impak in my lewe gehad het, van S.L. Bringel, Wenke oor die volheidslewe. Heinz Feet on High Places, The Calvary Road van Roy Hession, die kruispad wat ek en jy moet loop. Pilgrim's Progress van John Bunyan. Dis maar net 'n handjie vol boeke. E.M. Bounds, ons nydag was ons in 'n boekwinkel daarso in Parys gewees, en daar is die versamelde werke van E.M. Bounds gewees oor gebed. Een van die topskrywers ter alle tye rondom gebed. Lees jy hierdie boeke deur, vriende, dan voel jy versadig. God ontmoet met jou, hoofstuk vir hoofstuk, bladsy vir bladsy. Baie keer van hierdie boeke is dit gemerk met trane, soos wat die Here met jou praat. Dan vra jy vir jouself af, hoe kan dit wees, dat die een boek is soos 'n wart lemoen, dis 'n spookasem, jy eet dit en daar's niks nie. Dis soet, want dit gaan oor die Here, maar daar's niks. En die ander boek lees jy en jy kom agter, die Here het jou versadig, die Here is besig om jou te voed, die Here is besig om met jou te praat. Iemand vir wie ek baie lief is Oswald Chambers. Oswald Chambers te vermoë om die waarheid vas te vat, om die valse fondasies waarop ons baie keer bou as Christene, hierdie dinge wat oorgedra word van geslag tot geslag, wat niks met die Bybel te doen het nie, slaan hy onder jou voete uit en hy wys vir jou, dat al die tyd is jy besig om op 'n valse fondasie te staan, op 'n valse fondament jou geloof te bou. Die rots, hy bring jou terug na Jesus toe. Hy bring jou terug na Jesus toe. Hoe kan dit wees dat hierdie mense so geweldige impak het in ons geestelike lewe? Jy sien, toe ek hierdie boeke deurgelees en so 'n bietjie daaroor nagedink het, het ek hierdie stelling vir myself gemaak. Bemoediging kom as gevolg van verootmoediging. Wanneer jy jouself verootmoedig voor die Here, gaan jy agterkom, word jy bemoedig. In die mate wat jy jouself verootmoedig, gaan jy agterkom, die Here is besig om my te bemoedig vir die pad wat vorentoe lê. Dit is my so kosbaar gewees toe ek hieraan gedink het. As dit nie vir hierdie boeke was nie, sou ek nie gewees het waar ek vandag is nie. Want daar toe ek my verootmoedig het, het God my bemoedig vir die pad wat vorentoe lê. Hierso, jy moet jouself bemoedig as jy beproef word. As jy beproef word, kind van God, verootmoedig jou.
dan sal jy sien dat deur die verootmoediging gaan daar sal altyd vir jou 'n bemoediging wees. Is dit skriftuurlik? Kom dit uit die woord uit, dit wat ek nou sê? Jakobus 4 vers 10. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Nee. Verneder jouself eers, buig jouself eers, voorontmoedig jouself eers. Dan sal die Here jou verhoog. Nou ja, kom ons gaan kyk 'n bietjie na hoekom is ons kinders van die Here so doelloos? Hoekom is ons so rigtingloos? Veral wat ons geestelike lewe aanbetref. Vriende, as ek 'n besigheid moet bestuur, soos wat baie van ons geestelike lewens is, dan sal die besigheid bankrot gaan binne 6 maande. Daar's nie 'n plan nie, daar's nie strategie nie, daar's nie moeite nie, daar's nie opoffering nie, daar's nie dissipline nie. Hoekom is dit so? Wel, ek wil 'n bietjie met u praat vanoggend oor altare op ons lewenspad. Altare wat ons op ons lewenspad moet hê. Altare wat ons moet bemoedig, wat ons moet terugbring na die Here toe, wat ons moet terugbring aarde toe, wat ons moet dwing tot verootmoediging om die Here te gaan soek. Is daar sulke altare in die Bybel? Ja, verseker is daar sulke altare. Jakob, toe hy met God ontmoet het by Bethel, het hy 'n altaartjie daar gebou. Ons gaan nou kyk in die skrif, gaan ons nou nog 'n paar ander kyk, maar wat ek nou gedink het, ook hiernatoe gery het en weer deur die boodskap gegaan het, die hele boek Deuteronomium is 'n altaar. Dit is aan die einde van die toer deur die woestyn. Dit is op die bank van die Jordaan. Is Moses besig om die volk te herinner aan alles wat gebeur het die afgelope 40 jaar. Hy is besig om hulle terug te bring. En as jy gaan kyk die vloeke en die seëninge wat hy vir hulle sê. Dis 'n groot altaar wat hy gelos het. Deuteronomium is seker een van die grootste altare wat ons het. 'n Altaar op die lewenspad van die Israeliete. Nou in die eerste plek wil ek vir u vra, ons moet terugkyk. Nou ja, die Nuwe Testament sê vir hom, hy wat sy hand in die ploeg slaan en terugkyk, is nie die koninkryk van God waardig nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat nie van ons moet terugkyk in die vorentoe ploeg nie, maar ons moet 'n bietjie terugkyk op die pad waar langs die Here ons gebring het. En jy moet dink aan die hele pad, waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar in die woestyn gelei het. Dink terug oor 2025. Kyk 'n bietjie terug oor 25. Want ons gaan nou 'n bietjie moet gaan sommetjies doen. Ons gaan nou 'n bietjie moet gaan kyk na wat het gewerk en wat het nie gewerk nie en wat lê vir ons vorentoe. Ek doen dit daarso in opleiding. Is daar sekere vakke wat ons moet doen wat ons 'n bietjie persoonlik met die studente moet raak, want dit gaan vir ons baie erger oor of baie groter is die geestelike ontwikkeling van die student as wat dit is jou kopkennis. Ek wil sien dat dit wat jy in die Bybel lees, moet jy toepas in jou lewe. Dit wat jy in die klas leer, moet jy toepas. En een van die vrae wat ek gewoonlik vir hulle vra is, sê vir my die beste ding wat met jou gebeur het in 2025. Sê vir my die heel beste ding wat met jou gebeur het. Nou gaan jy daar so sit, en dis soos al die ander mense is, gaan jy nou dink nou, jong, nou wat was die beste ding in 2025 wat met my gebeur het? Goed, noem vir my die naasbeste ding wat met jou gebeur het. Noem vir my die top 5 goed wat met jou gebeur het in 2025. En ewe skielik haak ek vas. Nou daar waar jy sit, doen die eksperiment nou. Hardloop die raadjies hierbo. Goed, nou dit is nou net in 1 jaar wat ek vir jy gevra het. Nou noem vir my die slegste goed wat met jou gebeur het. Noem vir my die slegte goed wat met jou gebeur het die afgelope jaar. Jy gaan sien dit gaan so kom. En jy gaan nie sukkel om tot by nommer 20 te gaan nie, om vir my te sê wat die slegte dinge is wat met jou gebeur nie. En dis 'n les wat ek nou die afgelope 2 jaar geleer het. Ek is baie stil gaan staan by die Israeliete en hulle tog deur die woestyn en daarso toe hulle in Kanaan ingegaan het. Ons het daar aan klasse wat ons daarso het in Potchefstroom waar die publiek bywoon en ons het nou vir 2 jaar stil gestaan by die Israeliete in hulle tog. En wat vir my so treffend was, ons gaan nou daarby stil staan, is hulle so gewillig gewees om die slegte te onthou, maar die goeie te vergeet. So gewillig om die goeie te vergeet. Hoekom is dit so moeilik vir ons?
So moeilik om te onthou dit wat die Here vir ons gedoen het. Dis vir ons baie, baie belangrik om te besin oor die pad wat ons moet neem, en die pad wat ons geneem het tot nou toe, 2025. Ons moet 'n bietjie daaroor gaan dink, want die pad vorentoe is in onsekerheid gevul. Groot onsekerheid. Ek het nou net gister het ons nou slegte nuus ontvang van iemand wat ons ken wat baie erge kanker het. En die woorde waarmee die persoon afsluit is, die pad vorentoe vir my en my man is onseker. Die pad vorentoe is in onsekerheid gehul. En as ek met u gaan staan en praat om 'n beker koffie, dan gaan u vir my ook sê, ja nee, ek is nie 100% seker wat hierdie jaar gaan gebeur nie. Het ek 100% werksekuriteit? Ek weet nie. Baie mense leef van die hand tot die mond. Maand na maand. Weereens, in die maand, lees ek van 'n ou wat gesê het, ek het sopas my werk verloor, in Desember, voor Kersfees, ek het my werk verloor. Pad is onsekerheid. Pad van onsekerheid. Dan praat ek nie eers van geestelik nie. Ek praat nie eers van, gaan ek nog die einde van 2026 sien nie, want dit weet ons niemand nie. Daai onsekerheid van die dood wat voor ons lê, weet niemand van nie. Ek praat nie eers daarvan nie. Die groot onsekerheid wat voor ons is. Ons moet terugkyk na 2025, sodat ons bemoedig kan word vir 2026. Nou waarna moet ek terugkyk? Waarna moet ek terugkyk? Jy sien, daarso moet op my lewenspad, moet daar altare wees waarna ek kan terugkyk. Bakens van my geloof. Dinge wat God vir my gedoen het, wat vir my uitskiet geleenthede was, wat ek nou kan terugkyk en kan sê, daar het God vir my iets wonderliks gedoen. Vriende, hoeveel van u hou 'n joernaal? 'n geestelike joernaal. Dis 'n ding wat al hoe skaarser word onder ons Christene. As jy al die godsmanne van die verlede gaan kyk, hulle het een of ander joernaal gehou, miskien nie vir elke dag nie. Maar jy gaan gereeld lees van hierdie godsmanne het bakens gehad, hulle het altare gehad wat hulle gebou het, waarna hulle teruggekyk het, wat hulle bemoedig het vir die pad vorentoe, wat hulle geloof versterk het, wat gemaak het dat hulle die Here weer kan vertrou vir groter dinge wat voor lê. Nou joernaal, dit klink so oudtyds. Dit klink of jy nou so 'n dik boek moet hê waar jy nou moet skryf. Nee vriende, dit is net aantekeninge wat jy maak. Altare wat jy langs jou pad bou, vir dinge wat die Here vir jou gedoen het. Nou ja, dit kan 'n boek wees waarin ek skryf. Hierdie week het die Here vir my dit geleer, of hierdie dag het die Here vir my dit geleer. Baie mense doen dit in hulle Bybel. Skryf hulle die datum daarby en iets besonders wat hulle met hulle gebeur het. Jy moet dit doen. Jy moet dit doen, kind van God, anders dan gaan jy dit nie maak nie. Jy gaan doelloos rondhardloop soos 'n passer. Al die rondte as 'n kind van die Here. Jou geloof groei nie. Jou verhouding met die Here groei nie. Jy stagneer. Jy vertrou nie die Here vir groter, heerliker en beter dinge nie. En die ergste van alles is, ons begin geestelik vashak by dieselfde probleme oor en oor en oor. Want ek het nie geloof dat God my kan verlos, kan waarlik bevry en my kan laat geestelik groei nie. Want waarna kyk ek terug? Waarna kyk ek terug? Jare terug toe ek 'n jong werker was, het ons 'n reeks dienste gehad in 'n klein dorpie daar langs die Weskus. En toe ons gegaan het om te gaan behuising soek by hierdie dorpie, het ons nou natuurlik deur die lysie gaan, maar is 'n klein dorpie, vriende, dit is klein. Ek dink jy besef wat is klein nie. Ons het in 2 dae het jy deur die hele dorp geloop, van huis tot huis. 'n Klein plekkie. En ons het gaan behuising soek vir die week wat ons daar gaan werk, en niemand het vir ons plek nie, behalwe ou Tannie. Maar ons het haar gelos vir heel laaste, want sien, sy en haar man was op staatspensioen gewees. Hulle het in 'n munisipale huisie gebly. Nou daai munisipale huisie is so klein. As jy in die badkamer ingaan, jy maak die deur oop
dan gaan jy uit die badkamer uit en dan maak jy die deur toe. Jy kan nie binne in die badkamer wees en die deur oop en toe maak soos wat jy wil nie, dis te klein. Hy is te beperk. Die kombuis is so groot, as jy in die kombuis staan, dan is jou rug in die sitkamer. Daar is net genoeg plek vir die goedjies wat rondom jy is waarmee jy werk. 2 kamertjies, en daar is net gordyne tussen die kamers, daar is nie eens deure nie. Klapraar matras waarop ons slaap. Nou ken jy 'n klapraar matras? Vriende, ek het nog nooit so gejuk in my hele lewe nie. Maar die vroukie het haar huis oopgestel en gesê, ons kan asseblief by haar kom bly. Nou haar man was 'n probleem gewees, hy is nie gered nie. Hy was net 'n trappie hoër as 'n boemelaar gewees. Hy het daar in die oggend, het hy daar in die sitkamer gaan lê op die mat, en soos wat die son deur die deur kom, so het hy geskuif agter die son aan in die sitkamer. Verder het hy niks gedoen nie. Maar die tannie was 'n geloofsheld gewees, sy's 'n geloofsreus gewees. Ek het vir haar soveel respek daai week gekry. En hier toe ons aan die einde van ons verblyf by hulle is, toe roep die tannie ons, en ons gesit daar so rondom die ou klein tafeltjie, wat die sitkamertafel, die eetkamertafeltjie is, en sy haal 'n boek uit, daai swart boeke, daai hardebandboeke wat ons by die skole gebruik, en sy sit hom op die tafel neer, en sy sê, hier is my gebedsboek, wat die Here hierdie jaar vir my geantwoord het. Dis net hierdie jaar se boek, hy is al amper vol geskryf. En sy blaai hom oop, en sy sê, toe julle gekom het ek vir die Here gesê, ek wil julle huisves, maar ons het niks in die huis gehad nie, ons het niks kos gehad nie, niks nie elektrisiteit nie, niks nie. En sy skryf en sy sê, hierso het ek die Here aangeroep, hier is die datum, wat ek die Here aangeroep het. En sy sê, soos dat ons nader in die tyd gekom het ek eendag geklop in die voordeur gehoor, en toe ek so toe gaan, sal niemand nie, maar toe ek afkyk, is my hele stoep toegepak met kruidenierswaarde. En ek het kos gehad vir die week wat julle gaan kom. Elektrisiteit, iemand het net vir my elektrisiteit gekry. En sy gee vir ons daar so alles wat gebeur het, daai week wat ons gekom het, elke ding waarvoor sy die Here aangeroep het en die Here voorsien het. En elke liewe gebed is beantwoord. Elkeen wat sy gebid het, is beantwoord. En ek vat die boek by haar, en ek begin hom deurblaai. En dis bladsy op bladsy op bladsy op bladsy van gebedsbeantwoording in 1 enkele jaar. Soos wat sy die Here vasgehou het. Dan vra jy vir jouself, hoe kan 'n vroukie so rotsvaste geloof in die Here hê? Hoe kan sy so skitterend straal vir die Here, terwyl sy so uitdagende omstandighede het waarin sy lewe? Terwyl sy 'n man het wat niks van die Here wil weet nie, 'n alkoholist. 'n man wat sleg is. Hoe kan sy so vashou in die Here? Hoe kan sy so onverbiddelik deurgaan met God? Dan verwys ek jou terug na daai gebedsjoernaal van haar toe. Altaar op altaar op altaar wat sy gebou het deur die jare. Wat haar geloof nooit sal skud nie. Want God antwoord as ek hom roep. Antwoord die Here. Het jy so 'n gebedsjoernaal? Want dit is baie keer hoekom ons lewe soos 'n dorre woestyn lyk. Want ons het niks om na terug te kyk in ons geloofsreis nie. Ons het niks om daarvoor te wys nie. Wat 'n gebed het die Here in 2025 geantwoord? Vriende, baie keer skandelik moet ons hierso sit, met ons vinger op ons mond. Want ek weet nie. Ek weet nie. En hoekom het ek so swak, wankelende geloof? Hoekom kan ek die Here nie vir ander goed vertrou nie? Hoekom kan ek die Here nie vertrou vir basiese noodsaaklikhede nie? Maar ook, verder is dit, hoekom kan ek die Here geestelik nie vir goed vertrou nie? Vriende, want jy het geen altare waarop jy kan terugval nie. Jy het geen getuienisse wat agter jou lê nie, waarna jy kan terugverwys en kan wys wat die Here vir jou gedoen het nie. Nou ons het elke einde van die jaar het ons 'n groot konferensie waar ons hele organisasie bymekaar kom, 'n nasionale konferensie. En tydens hierdie nasionale konferensie
was dit my voorreg gewees om daar vir ons ou werkertjies, vir ons pelgrims ook 'n boodskapie te bring. En ek het daar genoem van wat hierdie jaar by die college gebeur het. En ek het die skyfie daar op die muur gehad. Nou ons het elke maand, het ons 'n verlengde tyd van gebed by die college. 'n Dag van vas en gebed, maar ook verlengde tyd van gebed, wat ons 'n bietjie in die aand inbid. En op daai skyfie het ek almal se gebedsversoeke deur die jaar gesit. En ons het 'n joernaal gehou van alles wat jy gevra het. En ek wys die skyfie vir die pelgrims, ek sê, kyk daarso, toe ons begin bid het die pelgrimpies nie geweet hoe om die Here te vertrou nie, hulle het nie geweet wat om die Here voor te vertrou nie. En ek sê, daarso is die bewys, kyk na daai skyfies wat daarso is. Elke liewe versoek wat op hy bord is, het God geantwoord. Elkeen van hulle. Nou sê vir my, ons dien nie 'n groot en almagtige God nie. Nou sê vir my, ek twyfel in dit wat die Here vir my kan doen. Nou sê vir my, ek twyfel of God gebed antwoord, en of hy my hoor as ek tot hom roep. Nou sê vir my, God werk nie meer in mense se lewens nie. Nee, vriende, nee. Waar is jou altaar? Waar is jou altaar? Hoor hierdie volgende enetjie. Toe het Joshua die 12 man geroep, wat hy uit die kinders van Israel uit elke stam 1 man aangestel het. En Joshua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Here julle God, tot binne in die Jordaan. En tel vir julle 'n klip op elke man, een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees, as julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle dan? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here, by sy deurtog deur die Jordaan. By die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe is 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Josua 4 vers 4 tot 7. Hulle staan nou op die walle van die Jordaan. 'n Wonderlike ding gebeur. Die priesters steek hulle voete in die water keer terug, of dam terug tot by Aram. Die hele rivier droog op, tot by Aram. Hulle gaan droogsvoet deur die rivier, die hele Israel. En dit is 'n vloed gewees, soos wat die Vaalrivier nou is. Dit is omtrent dieselfde tipe rivier as wat die Vaalrivier nou is. Kan jy dink wat 'n gesig moes dit gewees het? As ons nou op die walle van die Vaalrivier gaan sit, en die priesters steek hulle voete in die rivier, en ewe skielik is dit opgedam. En daar's niks nie, is droog. En Joshua sê vir hulle, vat elke stam 'n klip, en gesit dit daarso aan die ander kant. Gaan sit dit daarso op die wal. Dat as julle kinders eendag vir julle vra, wat het hier gebeur? Hoekom is hierdie klippe hierso? Moet julle vir hulle kan vertel vir wat God vir julle gedoen het. Julle moet kan vertel vir wat God vir julle gedoen het. Vriende, het ek sulke altare in my lewe. Hierdie bakens van my geloof. Maak nie saak hoe klein of hoe groot dit is nie. Ek het sulke bakens nodig om my geloof te versterk, anders gaan ek dit nie maak nie. Anders gaan ek nie krag hê vir die pad wat voor lê nie. Ek gaan nie moed hê, ek gaan nie geloof hê vir die pad wat voor lê nie. Toe het Samuel 'n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Vriende, die hele Ou Testament is vol altare, vol bakens van geloof. Al die name wat die dorp in die plekke gegee is, gaan lees 'n bietjie wat beteken hy name. Die naam van die dorp is 'n baken van geloof. Dat Israel nooit kan terugkyk en sê, maar God hoor nie, God verlos nie, God help nie, en God voorsien nie. Hulle kan dit nooit gesê het nie. Want hulle het geslagte op geslagte op geslagte se altare in bakens gehad waarna hulle kon terugverwys het. Wat hulle nou kon teruggekyk het. Tot hiertoe het die Here my gehelp. Kan jy dit getuig van 2025? Nou kom ons kom by die tweede gedeelte. Jy sien, as ek die ding so vashou, kan ek op my horlosie kyk hier. Dan is dit die dominee se skuld, né? Nou, hoekom is dit so belangrik? Nou, ek het 'n paar keer dit aangehaal, hoekom ons dit moet doen, hoekom ons moet terugkyk. Want as ons nie hierdie bakens van geloof het nie,
gewoonlik wat ek gesien het, wat gebeur met die kinders van die Here, is ons val in 'n put van mismoedigheid en ongeloof. Vriende, is my verskriklik, dat ek nou deesdae kinders van die Here hoor sê, maar die Here kan mos nie, die Here sal nie, en die Here wil nie, en die Here gaan nie. As ek geestelik met mense saam bid, dan sê, ag maar, het help nie ek bid nie, want ek sal nooit verlos word nie. Haai vriende, nee. Dit maak my hart so seer as ek dit hoor, hoe kinders van die Here deesdae praat. Hoe lae verwagting van God ons het. Hoe klein ons God in ons eie harte maak. Omdat die tekort by ons is, en nie by God nie. Die tekort is nie by hom nie. Kom ons gaan kyk gou weer na die Israeliete. Kom ons gaan kyk na hierdie tog wat hulle deur die woestyn gehad het. Ek gaan net so vinnig daardeur gaan. Jy moet my nie kans gee nie. As ek eers oor hierdie tog van die Israeliete gaan praat, ek het 2 jaar gehad om voor te berei. Jy gaan sit. Hulle kom deur met 'n wonderwerk, met 'n godswonderwerk kom hulle uit Egipte uit. Dink daaraan, vriende. Die Egiptenare agtervolg jou. Daar's 'n wolk wat op hulle neersak dat hulle nie kan sien waar die Israeliete is nie. Moses steek sy hand oor die see uit en die see trek terug. 2 walle aan albei kante soos 2 mure. Hulle gaan droogvoets deur. Is dit natuurlik? Het daar ooit so iets gebeur in die geskiedenis van die mensdom? Op daai stadium amper 4000 jaar die geskiedenis van die aarde. Nog nooit het so iets gebeur nie. Op 'n bonatuurlike wyse gaan hulle deur. Die hele leer van Farao word vernietig toe die waters weer terugkeer. In 1 oomblik is hulle verlos. Hulle is so verlos dat Farao nie die mag of die krag het om hulle te agtervolg nie. Heeltemal verlos van hulle slawerny, totaal en al, in 1 oomblik. Dit het hulle nie 'n sent gekos nie. Dit was verniet gewees. Maar is nie eers maand daarna nie, staan hulle by Mara. Daar kla hulle, ons het nie water nie. Ons gaan sterwe van die dors. Moses gaan, en hy gaan slaan die rots. En daar kom water uit genoeg. Nou, volgens berekening, sê hulle, dit moes om en by 2 miljoen mense gewees het, wat uit Egipte uitgetrek het. Die mans, vrouens, kinders en die slawe wat saam met hulle gegaan het. Dan praat ons nie eens van die vee, wat saam met hulle uitgegaan het nie, want hulle was veeherders gewees. Daar moes 'n magter menigte vee gewees het, wat saam met hulle uitgetrek het. En daar kom uit 'n rots uit genoeg water vir al die mense. Kan jy dit dink? Wat 'n gesig moes dit gewees het? Goddelik, bonatuurlik, het ooit so iets gebeur in die verlede? Nee, nog nooit het so iets gebeur nie. Net so rukkie later kom hulle en sê, maar jong, jy weet, ons is nou ontevrede, want ons wil nou eintlik iets lekkers hê om te eet. Hierdie goedjies wat ons nou langs die pad geëet het, hierdie paar maande wat ons nou op die pad is nie lekker nie. En die Here stuur manna. Hy stuur manna. Gaan lees 'n bietjie van hoeveel manna was daar gewees. Vriende, dit was 'n magter menigte manna, het daar ooit so iets gebeur? Nee, weer eens 'n goddelike ingrype. So rukkie het hulle die manna geëet, nee, dit raak nou vir ons bitter, is nie nou meer so lekker nie. Ons het nou ietsie anders om te eet. Daar kom kwartels. Die Here stuur kwartels, het daar ooit weer so iets gebeur? Hoor mooi, 'n dag reis rondom die laar, so ver as jy met jou voete 'n dag lank kan loop. Rondom die laar, kwartels, in oorvloed. Waar kry jy soveel voëls op een slag? 'n goddelike ingrype. Nou praat ek nie eens van die bonatuurlike wat elke dag saam met hulle was nie, die wolk wat hulle in die dag beskerm het, dat hulle nie moet brand nie, die vuur wat in die aand gebrand het, dat hulle beskik moet wees in die woestyn. Hulle was nie in 'n stad gewees nie, enige iemand kon hulle oorrompel of beroof, maar die vuur van God het in die aand gebrand, en hulle was veilig gewees, vir 40 jaar lank. 40 jaar! Die klere in hulle lyf het nie versluit nie, die skoene het hulle nie deurgeloop nie. Dis maar van die goeders wat met hulle gebeur het. Maar ten spyte daarvan, kry ons heeltyd hierdie dwars by die Israeliete, hierdie dwarsstreek. Hulle is nou net by Sinaï gewees, hulle die teenwoordigheid van God beleef, die vuur wat in brand geraak het, die donderweer wat slaan, God wat met hulle praat, uit hierdie wolkelom uit.
En die volk wat vrees en sê, ons kan nie met die Here gaan praat nie, want anders gaan ons sterwe. Moses gaan praat, jy moet God. Hy het nog nie eens klaar met die Here gepraat nie, toe begin hulle al klaar 'n goue kalf aanbid. Hulle is nie eens maande lank weg van Sinai af nie, toe kom die hele volk in opstand. Eers was dit Miriam en Aaron gewees, wat gesê het, God werk nie net deur jou nie, hy kan deur ons ook werk. Wie die goue kalf gemaak? Aaron. Net so rukkie daarna kry ons Korag, Datan en Abiram wat in opstand kom. Die slange in die woestyn, wat die kinders van Israel begin pik, en al hierdie goed wat met hulle gebeur. Hoekom? Hoekom het hierdie goeters met hulle gebeur? Want elke keer as jy gaan lees dit na die klagtes van die Israeliete, het hulle altyd net die slegte onthou. Hulle het nooit die goed van die Here onthou nie. Daar's net 2 manne wat ons van lees, wat die goeie van die Here onthou het, wat vir ons neergeskryf is. Julle weet wie hulle is, nee? Joshua en wie is die ander een gewees? Huiswerk. Huiswerk. Hulle kom terug en hulle sê, ja, kyk hierso, kyk hierdie groot reuse, kyk hierdie land. Hierdie is groot manne wat ons gaan aanvat, maar die Here sal vir ons help. Kyk wat die Here gedoen hierdie afgelope paar jaar wat ons in die woestyn is. Die Here sal vir ons help. Daai 2 manne het altare gehad waartoe hulle teruggekyk het. Hulle het die bakens gehad van hulle geloof waartoe hulle teruggekyk het, om te sien dit wat die Here gedoen het. Hoe die Here voorsien het. Hoe hy onderhou het. Hoe hy deurgedra het, hoe hy beskerm het, hoe hy beskut het. Die ander het dit vergeet. Nou ja, wat is die 2 dinge wat met ons gebeur? As ons nie hierdie altare het waarna toe ons kan terugkyk nie. Die eerste ene is moedeloosheid. Moedeloosheid wat die kind van die Here oorval. Moedeloos, sleepvoete. Ek wonder met wie praat ek vanoggend. Jy het 2025 sleepvoetig deurgegaan. Ag, laat ons tog net by Desember kom. Laat ons tog net deur Desember kom. Laat ek net weer 'n bietjie by die huis kan gaan sit. En my koeldrankie kan drink. En my grasperkie kan sny. Dan sleep ek my voete maar so deur. Alweer kerk. Alweer kerkraadsvergadering. Ai, jy weet. Alweer Bybelstudie. Jy mense is erg, kan nie so net 'n bietjie rustiger vat nie. Terwyl vir jou vreugde moet wees, om die dinge van die Here betrokke te wees. Ai, weet jy nie dat die Bybel sê vir ons, dat daar swaar tye gaan kom nie. Niemand van ons is beskik daarteen nie. Dit word ons eintlik beloof deur die skrif, nê? Hoor 'n bietjie. 2 Timoteus 3 vers 1. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Net letterlik uit die Bybel uit. Net so. Hebreërs 12 vers 3 en 4. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog uit in bloede toe weerstand gebied en julle stryd teen die sonde nie. Gee ag op die Here, kyk terug. Kyk na wat God vir jou gedoen het. En jy sal nie vermoeid word en verslap nie. Kyk terug. Nou die tweede ding wat met ons gebeur, as ons nie 'n altaar het, geloofsaltare langs die pad nie, is selfvoldaan. Selfvoldaan. Ek sal dit self regkry. Ek het niemand se hulp nodig nie. Niemand hoef my te help nie. Ek gaan nie eens bid oor die saak nie, want ek weet wat om te doen. Ek gaan nie eens die Here soek nie, want ek weet wat die regte ding is om te doen. Ek weet hoe om dit ook te doen. Die Here het ander dinge wat hy kan doen. Die Here het ander belangrike dinge wat hy moet doen. Nee, vriend, selfs in die klein dingetjies, het die Here intense belang by ons. Selfs in die klein dingetjies. Hoeveel keer jy nie al droog gemaak hierdie jaar nie, in 2025 nie. Wat jy terugstaan en sê, jongens, ek net 'n tydjie gevat het, om net 'n bietjie daaroor te dink, en miskien net 'n stukkie daaroor te gebid het, dan sou ek dalk 'n ander besluit geneem het. Hier is my 'n wonderlike voorbeeld, Samson, en ek haas my, ons gaan klaarmaak. Samson, weet jy, ons lees nooit in die hele verhaal van Samson dat hy hom een keer verootmoedig het voor die Here nie. Hy het hom nooit voor die Here verootmoedig nie.
Nou, toe hy by Legie kom, juig die Filistyne hom tegemoet, maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword, en die toue wat aan sy arms was, het geword soos linnedrade wat in vuur brand, en sy bande het verspeld van sy hande af, en hy het 'n vars eselskakebeen gevind, en sy hand uitgesteek en het geneem, en daar 1000 man meer verslaan. En Samson het gesê, hoor wat sê Samson hierson, hoor mooi wat is sy getuienis. Met 'n eselskakebeen het ek 1 klomp, 2 klompe, met 'n eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. Daar word geen eer aan die Here gegee nie, niks nie, nie 'n woord nie. En toe hy klaar gespreek het, gooi die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeenshoogte. Hy noem die plek Kakebeenshoogte. Tot hiertoe lees ons nou van Samson en dit wat hy gedoen het, selfvoldaan. Ek het niemand se hulp nodig nie. Ek is nie 'n swakkeling soos die ander Christene nie. Waarvan? Aand gaan bid, 'n halfdag van gebed. Wat 'n tydmors is dit? Daarna kry hy baie dors en roep die Here aan en sê, hoor nou mooi wat sê nou, nadat die nood nou kom, toe hy nou droog maak. U het deur die hand van die knegg hierdie groot verlossing gegee. En moet ek nou van die dors sterwe en in die hand van die onbesnedenis val? Hoor hierdie woorde, vriende, hoeveel keer het ek dit nie gesien nie? Daar waar ek selfvoldaan is, daar waar die eie ek nog op die troon is, daar waar ek nie besluite neem, as die dinge nie uitwerk nie, gooi ek die skuld na die Here toe. Nou Here, moet ek nou as 'n kind van die Here faal, in u naam skade ly. Dis u verantwoordelikheid om vir my te sorg. Hoeveel keer het ek nie gehoor dat kinders van die Here so redeneer nie. Maar tot op daai gebed het hulle nog nooit voor die God gebuig nie. Toe kloof God die holte wat by Legie is, en daar kom water uit, en hy het gedrink in sy gees, hy het teruggekom, en hy het weer opgelewe. Daarop noem hulle dit Roepersfontein, wat vandag nog by Legie is. Hulle noem dit Roepersfontein. Samson noem dit Kakebeenshoogte, want dis waar ek die oorwinning behaal het. Maar hulle, die res van Israel, noem dit Roepersfontein. Is dit nie interessant nie? Selfvoldaan is die mens. Eie wysheid, eie kennis. Ek sal self my eie plek oopveg. En as ek so self vol vir myself is, dis dan wanneer ek groot flaters begaan. Dis dan waar ek baie keer my hand uitsteek na dit wat onrein is. Na dit wat nie pas by 'n kind van die Here nie. Na dit wat ek nooit moes gedoen het nie. Dis wanneer ek die vlees, ek steun dan op die vlees, in plaas van om die Here te soek. Nou baie jare terug, toe ons begin het met 'n gesinnetjie, ons het 'n ou bakkie gekry by skoonpa, 'n ou plaasbakkie toe ons nog jong getroud was, 'n Isuzu 2.8 en 19 voetsek bakkie, opgery op die plaas, maar ons het hom begin regmaak, ons is baie lief vir die bakkie gewees. Maar toe ons begin met 'n gesinnetjie, sien ons in hierdie enkelkajuit bakkie gaan 'n gesinnetjie nie werk nie. Daar is nie genoeg plek vir almal nie. Nou ja, ons het nou 'n kar nodig, ons moet nou 'n kar gaan soek. En soos wat dit nou kom, ons is nog nie eens besig om oor te bid nie, want ons eerste enetjie is nog baie klein. Hierso kom iemand, hulle sê nee, maar hulle het 'n kar wat hulle wil verkoop, 'n Daewoo. Ek sal dit nooit vergeet nie, 'n Daewoo. Gaan kyk na die kar, ek sê dit is nou regtig ware antwoord op ons nood. Ons maak 'n gelykop ruiltransaksie, die bakkie vir die kar. En vriende, na so 'n paar jaar het daai kar aan vir ons probleme gegee. Daai kar het vir ons probleme gegee. Ek kan nie vir u vertel nie. U gaan saam met my heel en ons gaan 'n baie sleg 2026 inlyf as ek jy alles moet vertel wat daai kar vir ons gedoen het. Op 'n stadium, toe ons na Potchefstroom toe skuif, toe het ons nou 4 jaar van smart onder hierdie kar. Is ek en my vrou besig om te bid. Ons is sendelinge. Ek kan nie sommer net na 'n bank toe gaan en sê, "Hoe so trek my nuwe BMW uit nie." Ons moet die Here vertrou vir alles. En ek en my vroukie is besig om die Here te soek. Ons is besig om saam te bid daar in die sitkamer, ons is daar op ons knieë voor die Here en ek roep tot die Here en ek sê, Here, ek kan nie verstaan dat 'n sendeling so moet sukkel met so 'n kar nie. Ek kan nie verstaan dat ons soveel beproewing moet deurgaan met hierdie kar nie. En so duidelik is wat ek met u praat nou, hoor ek die stem van die Here vir my sê,
het jy my geken in hierdie saak? Het jy my geken in hierdie saak? En vriende, ek was daar so bestraf, terwyl ek daar so in gebed voor die Here is. Nee, ek het nie die Here geken in hierdie saak nie. Duisende rande, 10-20.000 rand wat ons in hierdie kar ingedruk het, net om hom op die pad te hou, dan bly nie eens ordentlik op die pad nie. En dit is alles uit selfvoldaanheid uit. Omdat ons nooit op die Here gewag het nie, nooit die Here se aangesig gesoek het nie. Baie van die ellende oor ons, bring ons oor onsself. Omdat ons as kinders van die Here nie bakens het waarna ons terugkyk nie. Omdat ons nie tyd maak om die Here te gaan soek nie, om te gaan wag op die Here nie. Vriende, daai kar kan wag 'n week lank. Weet jy van daai tyd af, jy kan maar my kinders ook gaan vra, is daar dinge wat ek sien, maar dit is 'n oulike ding om te hê. Ek kan maar begin bid oor dit. Dan sê hulle pa, of wie ook al sê vir my, luister, jy moet nou die ding gaan koop, want hy gaan weg wees. Luister, as hy weg is, dan is dit nooit die Here se wil gewees nie. As dit die Here se wil is, as hy bestem is vir my, dan sal die Here dit bewaar ook vir my. Van daai tyd af is dit my siening. Moenie dat jy gedruk en gejaag word, die vriende. Neem tyd om die Here te soek. Neem tyd om te gaan stil raak voor die Here. Nie as dat ek begin praat oor kredietkaarte nie. Dan gaan ons vanaand huis toe. Selfvoldaan. Selfvoldaan. Kind van God, kyk terug na die bakens op jou lewenspad. Veral onlangs, hoe meer onlangs hoe beter. Die Here het my tot hier toe gehelp. Die Here het my tot hier toe gehelp. Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jy oë gesien het nie, en dat dit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en aan jou kinders bekend maak. Deuteronomium 4 vers 9. Hoekom wil ons kinders en ons kleinkinders nie met die Here wandel nie? Hoekom wil hulle nie die Here vertrou nie? Is dit miskien omdat ek hulle nie die bakens in my eie lewe kan wys nie? Sissie, toe jy moes gaan studeer het ons nie geld gehad om vir jou te betaal nie, maar ons het die Here aangegryp en ons het gebid. En die Here het voorsien. Die Here het voorsien. Die feit dat jy op universiteit is die grootste bewys dat God wil hê jy moet daar wees, want hy het voorsien. Hy het voorsien. Bakens in jou lewe. Altare op ons lewenspad. Mag die Here u seën in 2026. Gaan kry vir jy 'n boekie. Gaan kry vir jy 'n blaadjie of 'n papier wat in die Bybel sit en begin neerskryf. Skryf jou gebedsversoeke neer. Maak 'n lysie van jou gebedsversoeke. Wees aktief en proaktief in jou geestelike lewe. Begin neerskryf waarvoor jy die Here vertrou. Die datum en waarvoor ek die Here vertrou het. Hou dit daarso by u. Hou daai boekie op datum. Elke keer as daar 'n gebedsversoeke, skryf neer en gaan merk hom. As die Here hom geantwoord het, skryf die datum neer wanneer die Here hom vir jou geantwoord het. Vriende, dan gaan jy kyk wat aan die einde van 2026 in u geloofslewe gaan gebeur. U gaan 'n ander kind van die Here wees. Ek kan dit vir u verseker. Ek kan dit vir u verseker. Die Here help u. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir die baie dankie. Vir hierdie kosbare gedagte, wees so vars en nuut tot my eie hart. Na aanleiding van wat in 2025 gebeur het, die pad waardeur ons gegaan het. Here, as dit nie vir die bakens was, waartoe ons kon teruggekyk het nie, dan sou ons nooit moed gehad het vir die volgende treetjie vorentoe nie. En Here, help vir ons elkeen hier so ons kinders van die Here, om te begin onthou die goeie wat die Here aan ons gedoen het. Dat ons baie meer in ons gebedsjoernale sal skryf van gebede wat beantwoord is van probleme wat ons het. Dan gaan ons sien dat ons probleme is so klein in God se teenwoordigheid.
Here, help vir elkeen wat hierso is, dat ons hierso nou 'n vaste voorneme sal maak, om te sê, ek gaan beginne soek na die aangesig van die Here. En dat as ons in 2027 weer hierso by mekaar sit, as ons die geleentheid het, die voorreg het om mekaar weer te sien, einde van die jaar, dat ons kan getuig van dit wat God vir ons gedoen het. Here Jesus, dankie. Dankie vir die goedheid. Dankie vir u guns. Dankie vir die verlossing. Dankie vir die bewaring. Dankie vir die voorsiening. Here, baie, baie dankie vir u redding. In Christus naam. Amen.